Altyd lekker om saam jou te kuier en natuurlik op 'n Woensdag ouer gewoonte. Hier op ons blad, die aanlyn kerk, elke aand tussen 8 en 9 weeksaande, behalwe Vrydag en Saterdag, Sondagoggende 10:00 en natuurlik aande 8:00. Nou ja, vanaand lekker om saam jou te kuier uit 'n reënerige, koue Pretoria. Nou, glo dat jy lekker rustig is en vir jou dalk moontlik 'n koppie koffie nader getrek en vanaand saam kuier. Nou ja, daar in Kroonstad sien ek Jaco sê is lekker nat. Mag julle ook 'n geseënde aand hê daar waar julle almal vanaf kuier op TikTok en ook dan op ons Facebook en ons YouTube page. Lekker altyd om saam met te kuier. Julle sal vind as jy inskakel dat my nommer verskyn op die 2 blaaie in die aande. Dis vir die eenvoudige rede dat my boodskappe word dan geplaas na die tyd op YouTube en dan ook op Facebook en die boodskap self in PDF formaat kan jy dan kry op ons WhatsApp groepe. Nou ons is 'n paar duisend mensies wat op die verskillende groepe is wat ek daagliks, jy weet, my boodskappe dan wat ek in die aande bedien in jy weet in boodskapformaat plaas, wat jy kan gebruik vir selfstudie, wat jy kan aanstuur vir iemand wat jy voel dit nodig het, en wat dit vir iemand iets kan beteken. Nou ja, môre is ek en Vrydag en Saterdag en Sondag en Maandag in net so buitekant Warmbad, daar tussen Warmbad en ek dink Ellisras. En ek glo ek gaan vanaand môre aand lekker kan uitsaai ook van daar af en Sondagoggend en aand ook. Nou vanaand jy op die beste plek. Jy's vanaand op 'n goeie plek terwyl ek sommer maar net lekker met jou gaan kuier rondom die woord. En mag vanaand se woord ook jou sommer stig en jy ook so iets vat en tog nie net in jou denke, jy weet, daardeur werk nie, maar ook in jou daaglikse handel en wandel ook te toepas. Ek glo die aanlyn kerk is vir jou tot stigting en vir my altyd lekker om saam mee te kuier en dankie vir jou wat saam bid, hierdie blad ondersteun, die Here seën jou ryklik en wat dan ook so hierdie blad moontlik maak finansiëel. Dankie vir elkeen van julle. Ek wil vanaand saam met jou sommer begin en te bid en Here, ek bid so vir hierdie man en vrou en gesin wat vanaand saam luister. Here, kom raak hulle aan met u kosbare liefde en genade, sodat hy en sy vanaand elkeen maar net kan beleef en ervaar die krag en die sterkte. Here, soos dit daar buitekant lekker reën en dit nat is my gebed ook so dat u by elke man en vrou kom stil staan en sommer so met die Heilige Gees hulle bedien. En mag ons lewens so vrug dra, dat ons daar buite op die markplein vir u verskil kan maak, sodat die blye boodskap, Here, nie verlore sal gaan net by ons nie, of net met onsself nie, by stilstaan nie, maar dat ons dit ook sal deel met ander. Vanaand bid ek so vir jou gesin. Ek bid vanaand vir die sterkte en die krag, ek bid ook vanaand vir op jou pad, jou ontdekkingspad en ook in jou behoeftes, dat jy sal ervaar sy krag en sy liefde en deurbraak in Jesus se naam. Here, hou hulle styf vas in die holte van jou hand en die beskerming wat ons voor dankie sê. Dankie vir genade onbeskryflik. Dankie, Here, vir die mooi in alles, die mooi in hierdie dag, die mooi in genade. Ons eer en ons loof en ons prys u vanaand. Amen. Het is lekker om saam mee te kuier en ons het almal tog mos behoefte en begeertes na meer in die Here en vanaand is vir my sommer net voorreg om saam mee te kan kuier rondom die woord. Ek praat so baie met mense en dan luister jy na mense se stories, jy luister na mense se verhale en dan wonder jy of so man en so vrou ooit by 'n plek al gekom het om te besef hoekom ek hier is
wat my doel is en die rede dat ek is waar ek is, die rede wat maak dat ek in hierdie omstandighede is, want God het 'n doel en 'n plan met jou en met my lewe. Mag jy vanaand ook sommer met by 'n plek kom om te hoor wat hierdie boodskap vir jou wil sê, dat jy kan sin uit die lewe maak, laat jou lewe sin maak, laat jou omstandighede, jou situasies wat jy jou dalk in bevind, jy kan kom om te besef, ek weet hoekom ek hier is, ek weet waarna toe ek op pad is, en as jy nie is nie, wel wonderlik, vanaand is jy op die regte plek om moontlik sommer maar net iets te ontvang wat jy kan toepas in jou lewe. Ek sit so ruk gelede by 'n dame, baie, jy weet, gevorderde stadium in haar lewe, 'n senior dame, en ons sit so en ons gesels, en ek vra toe vir die tannie, vertel my 'n bietjie, dat die drome wat jy gehad het as 'n jong vrou in jou lewe, en sy en die oom sit daar, ek sê tannie, vertel my die drome wat jy gehad het, wat jy oorgedroom het. Het jy toe in jou toekoms jouself voorgestel dat dit vervul sou word, het dit gebeur, het dinge uitgewerk soos jy gehoop het toe jy 'n jong vrou was? En sy het so vir 'n rukkie vir my gesit en kyk, en so na die oom gesit en kyk, en sy het vir my gesê, nie soos dit nou is nie. Daar is seker min dinge so tragies as om in die laat jare van jou lewe eers te ontdek, ek het dit gemis. Ek het my doel van mens wees, my doel van hoekom ek hier is, het ek gemis. Ek het nie die geleenthede wat die Here my gegee het, te volle gebruik en gehoorsaam genoeg gewees aan God, dat dit tot vervulling sal kom, nie, sê jy moontlik. In 'n sekere sin het ek my lewe weggegooi. Dalk is dit wat jy sê vanaand. Die lewe, Stef, het by my sommer net baie vinnig verbygegaan, en ek het nooit die geleenthede wat vir my gegee was, en wat op my pad gekom het, benut nie. Dit is genade om aan die einde van 'n jaar te kan sê, ek het die kanse wat die Here my gegee het, wat hy tot my gebied het. Dis hartseer om te kan sê, ek het dit nie ten volle benut nie. Dis hartseer om te kan kom, om te sê, hier waar ek nou is in 2025, het ek nog nie dit aangegryp, nog nie in dit inbeweeg, nog nie dit ten volle geniet nie. Die jaar was alles die moeite werd, en ek wil vanaand vir jou sê, so ver, en dit geld ook van elke dag van jou lewe. Elke dag moet jy kan kom by 'n plek om te sê, ek het die volheid van die dag geniet. Ek het in die dag my alles gegee. Ek kan terugkyk en sê, dit het ek vervul. Die beloftes wat vir my gegee is deur die woord van God. Op die markplein waar ek is, leef ek dit uit. Een of ander tyd word jy en ek gekonfronteer met hierdie vraag wat ek nou sommer weer eens vir jou gaan vra. En ek vra dit baie aande op ons aanlyn kerk, waarheen is ek op pad? Vra jou vanaand. Waarheen is jy op pad? Wat is die sin van jou lewe? Want die alles te vergeefs. Dit is alles te vergeefs, sê die ou vertaling aan die Prediker boek. Bly vir elke mens 'n verskriklike moontlikheid. Maar sê die woord van die Here dan nie hoe jy moet leef en wat jy moet doen, sodat jy sal weet, ek het nie te vergeefs geleef nie. Dat jy kan kom om te sê,
dit is nie te vergeefs gewees nie. Ja en nee. Ja, in die opsig dat ek weet dat as ek in Christus deel het aan die lewe, dan het my lewe betekenis. Christus is natuurlik immers die sin in die lewe, die sin in my lewe. Ja, in die opsig dat die woord van die Here 'n breë raamwerk gee, waarbinne ek en jy 'n sinvolle lewe moet leef. In die hartseer is ons doen nie altyd nie. Maar Prediker stel dit so mooi, en jy kan dit gaan lees in vers 13, in Prediker hoofstuk 12. Hy sê, die slotsom, hoor hoe mooi sê hy dit vanaand. Hy kom in vers 13, die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Sjoe. So Paulus sê min of meer dieselfde in ietwat 'n ander woorde. Hy sê in 1 Korintiërs 10, hoor hoe mooi sê dit in vers 31. Hy sê, of julle eet en of julle drink of wat ook al julle doen, doen alles tot eer van God. Hy sê Filippense 1 vers 21, want om te lewe is vir my Christus. Om te lewe is vir my Christus. Wie in Christus met die Vader versoen is en sy lewe vir hom leef, weet dus dat sy lewe sinvol is. Maar dan wat ek gesê het ook ja, is daar ook die nee. Hoekom? Want dit gee nie volledige detail nie. Jy moet elke dag keuses daar waar jy is en waar ek handel en wandel en waar ons beweeg, jy moet elke dag keuses maak waar jy luisterend na die Here en sy woord keuses moet maak. Die sin wat jou lewe in Christus het, moet jy al kiesend so uitleef, dat jy jou lewe ook in jou eie hart hier binne sal ervaar. Baie het nie vrede nie. Baie het nie rus nie. So in 2 Timoteus 6 vers 6 tot 8 in die grondteks word die teenstelling. Hy sê maar jy in vers 5 en nou moet jy baie mooi hoor. Hy sê maar jy in vers 5 en want ek in vers 6 word daarop beklemtoon. So Timoteus se taak om sy roeping getrou te vervul lê nog voor hom. Maar Paulus is aan die einde van sy apostelskap. Hy word alreeds as 'n drankoffer, sê die woord, uitgegiet. Daar word reeds voorbereiding getref vir Paulus se teregstelling dat hy doodgemaak gaan word. En hy verwag blykbaar nie om weer vrygelaat te word wanneer hy hierdie stukke skryf en hierdie stellings maak nie. Dit is verskriklik om aan te dink, maar tog logies. En daarom hierdie laaste opdrag wat hy skryf aan Timoteus. Met drie beelde beskryf hy sy situasie. Ek vra vir jou, sien jy nog sin in die lewe? Waant is jou pad, maak jou lewe sin en weet jy vanaand ook waarvoor jy lewe? En hy beskryf dit in drie situasies, so deur na sy einde te verwys. As 'n offer bedoel hy dat
Hy het die lewe wat hy van die Here ontvang het, weer aan hom terug sal gee, volgens Filippense 2, vers 17. Tweedens kom hy en hy praat, as jy dit gaan lees, van sy heengaan, 'n skeepvaartterm wat dui op die anker, die lig vir die uitvaart uit die hawe uit. Eintlik 'n mooi vergelyking. So mettertyd kry dit 'n betekenis van die lewe te verlaat, om dan te sterwe, om dan uit hierdie lewe te gaan. En van die gelowige het die sterwe die betekenis van 'n terugkeer huis toe. Vir Paulus breek hierdie tyd van terugkeer aan. En in die derde beeld vergelyk Paulus sy lewe met 'n atleet, met die nadruk op die voltooiing van 'n wedloop. 3 dinge word gesê. Hy het die goeie stryd gestry. In sy lewe diens van Christus het hy nooit homself gespaar nie, hy het hom uitgegee. Hy het alles ingesit. En dalk vanaand vra dit van jou en my om in my wedloop ook by daai plek te kan kom om alles te kan gee. Hy sê so, hy het hom in sy lewe uitgegee vir Christus en niks is hom gespaar nie. Hy het tweedens sy wedloop volëindig. Hy het tot aan die einde volhard en kan met 'n dankbare tevredenheid op sy lewe terugkyk. Ek wonder of ek en jy vanaand met tevredenheid in ons lewe kan inkyk. En met tevredenheid na die tafel kan kyk waar my lewe, jy weet, die boek van my lewe oopgemaak word. En jy kan inkyk en sê, het ek alles gegee? Leef ek voluit? Derdens, hy het sy geloof behou. Eerstens, hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop volëindig. En derdens kom hy hier en hy sê hy het sy geloof behou. Eerlikheid, ek dink aan die aanslae en die tekortkominge en die pad wat ons elkeen stap. En Paulus sê hy het die goeie stryd gestry. Hy het die wedloop volëindig. Hy het sy geloof behou. Hy het nie die wedloop gewonne gegee nie. Ek en jy is geneig baie keer om iewerste op hierdie pad te wil handdoek ingooi. Paulus het te midde van allerlei teenstand aan Christus bly vashou en eintlik volgehou. Dis mooi nie. Dis vanaand vir my blywend is my mooi om te sien hoe 'n man en 'n vrou in hulle wedloop volhard. Te midde van die swaar kry, te midde van die ellendes, te midde van die seer, kan vashou. Te midde van die 4 pile wat na jou toe afgevuur word, kan vashou. Hy het vasgehou. En baie kan dit nie sê, hy het sy geloof behou. Ek wonder, as ek jou hierdie vraag vra, waarvoor lewe jy? Om te wag vir hy klop aan die deur van die doodsengel? Lewe jy net om enig af te tree? Wees in die oomblik en leef nog steeds. Geniet die nou oomblik. Geniet die nou oomblik. Geniet jou oomblik. In die lewe met Christus Jesus. Met hulle saam met jou. Soos hierdie oorwinnaarskroon vir 'n atleet wat wen gereed lê,
is hierdie kroon ook vir hierdie apostel gereed om by die wederkoms, wanneer Christus gaan kom, daai kroon aan hom oorhandig gaan word. En dan wil ek ook vir jou sê, hou goeie moed, daar wag vir jou ook 'n kroon. En dalk sê ek en jy, sjof, ons mis dit, en ons voel so asof ons in hierdie lewe net swaar kry, deurgaan en ellendes beleef, dan kyk ek vanaand so na hierdie gedeelte en ek dink vanaand, weet jy wat, daar's 'n kroon vir Stef, dis op pad. Daar's 'n kroon, Boeta, Sissa, vir jou. Volhard in jou wedloop en wees in die nou oomblik. En ek kyk hierna en dan dink ek aan hierdie kroon, want hierdie kroon verbind hy aan geregtigheid, want geregtigheid wat verkry word deur vertrou op Christus. En aan die hoop wat hy later omskryf as die lewe wat saam met Christus verborge is aan God. Gaan lees dit in Kolossense 3 vers 3. Dit is so mooi. So, kyk hierna, en die lewe is bedoel vir almal wat uitsien na geluk by die wederkoms van Christus. Nie net by die wederkoms nie, maar God het vir jou en my nog steeds voorspoed en seën en geluk in stoor aan die kant van die graf. Nog steeds vra dit in jou en my wedloop om te volhard, die goeie stryd te stry, my geloof te bou. Daarom kan gelowiges, ek en jy, mekaar bemoedig met die herinnering aan Christus se wederkoms. Sy wederkoms. Hou goeie moed. Hou goeie moed. Vir Paulus lê die sin van, as ek na hierdie gedeeltes kyk, en ek lees so tussen die lyne, dan vir Paulus lê die sin van sy lewe daarin, dat hy aan Christus behoort, en dat hy in sy lewe, in sy diens was. Ons probeer soms hierdie vraag na die sin van die lewe ignoreer. Omdat ons voel baie keer mismoedig en ons voel baie keer ek het dit gemis en voel dat ek het vir te lank uitgestel. Maar een of ander tyd word jy en ek gekonfronteer met waarheen is ek op pad? Wat is die sin van my lewe? En hier moet ek ook kom om myself eerlik hierdie vraag af te vra. En as mens wat dieper as die oppervlak leef, wil ek nie net weet dat die lewe in die algemeen wel sin het nie. Ek wil veral weet, wat is die unieke sin van my lewe? Dit is waar jy moet kom, om dit vir jouself af te vra. Waarvoor leef Stefan? Waarvoor lewe Marie? Waarvoor lewe Ben? Wat is die sin van Kobus se lewe? Want jy moet binne in hierdie raamwerk wat die woord aandui, die sin, die unieke betekenis van jou lewe ontdek. Want die bydra is wat ek volgens my besonderse manier van mens wees moet lewer hier waar die Here my geplaas het. Is dit nie tog waar ek en jy moet wees, dat ons in die nou oomblik moet wees en dat my lewe moet sin maak en dat ek vrede het en dat ek kan sê ek het volkome vrede? Ek wil verder gaan om te sê, een mens kan byvoorbeeld sy werk doen deur bloot elke dag sy voorgeskrewe plig na te kom. En niemand sal hom beskuldig dat hy sy plig versuim het nie.
Vir hom is dit voldoende. Daarteenoor vir die ander, hoe kan ek my werk in ooreenstemming met my unieke manier van mens wees en die gawes wat die Here in my lewe geplaas het en wat die Here vir my gegee het, na die beste van my vermoë doen. En ek moet ook daar kom. En dalk is dit nou tyd dat jy daai vraag vir jouself afvra. Baie dankie, ek sien daar's baie mense wat vra vir my nommer en ek sien my maat al reeds op Facebook omgesit en ek sien Elmarie het hom op TikTok opgesit. Baie dankie. Stuur na daai nommer toe net 'n boodskap en sê sit my op die groep en ek gaan hierdie boodskap vanaand vir jou aanstuur. Kyk hierna. En ek sien dat jy kan bloot jou plig doen of jy kan in ooreenstemming met jou unieke manier van mens wees, met die gawes en jou talente, 'n besonderse kwaliteit aan jou werk gee. Wat die bydra is wat ek volgens my besondere manier van mens wees moet lewer. Hier waar die Here my nou geplaas het. Ek is hier met 'n plan, ek is hier met 'n doel, ek is nie per ongeluk hier nie. Dalk sê jy, ek is per ongeluk het ek in die wêreld gekom, ek is nie beplan nie. Dankie Here, hy het daai man en vrou gebruik om by jou uit te kom. Of jy kan maar net die normale wees wat jou voorgeskrewe saakies en taakies doen en maar net so deur die lewe gaan. Of jy kan uitleef buite die raamwerk. As jy dit doen, maak jy van jou lewe 'n werk iets besonders. Dan kyk jy en jy sê, ek leef met soveel uitdagings, maar ek is op pad. Met so benadering gee jy aan alles wat jy doen 'n inhoud, betekenis en kwaliteit aan soos net jy dit kan doen. Daar is niemand soos jy nie. Daar is niemand wat ooit sal wees wie jy is nie. Vir 65 miljoen Suid-Afrikaners, elkeen met besonderse, unieke vingerafdrukke. Ek is besonders. God het 'n besonderse plan en 'n doel met my en jou lewe. En indien jy so leef, ontdek jy dat jou lewe 'n unieke betekenis het, wat van meer as bloot verbygaande aard is. En in hierdie opsig is dit nie waar dat elke mens natuurlik bloot vervangbaar is nie. Elkeen is. Niemand kan jou werk doen soos jy dit doen nie. Niemand kan van jou vrou of man die maat wees wat jy vir jou man is en wat jy vir jou vrou is en wat jy vir jou kinders is nie. Of vir jou ouers, of vir jou vriende, of vir kollegas. Net jy. Dis niemand soos jy nie. Niemand so besonders mooi aan mekaar geweef soos jy nie. En dit is so, jy probeer altyd om die wil van die Here vir jou besonderse situasie te verstaan en daarvolgens natuurlik te wil handel. En jy sal getrou aan jou oortuiging
soos dit deur die woord van die Here gevorm is, wil handel. En dit gee besonderse sin of betekenis aan my en aan jou bestaan. Wie so leef, luister baie mooi, wie so leef, het deur sy eerlike en getroue manier van doen, sy lewe as 'n sinvolle lewe, 'n lewe van waarde bewys. Dit maak jou lewe, dit maak my lewe op 'n besonderse wyse natuurlik 'n sinvolle lewe. Jy weet dit nie net met jou verstand nie. Ek weet dit ook met my hart. Om te weet dat jou lewe sin het, omdat Christus die sin van jou lewe is, om in jou werk en in alles wat jy doen, jou beste te gee na jou besonderse manier van mens wees, en met 'n besonderse gawes en kwaliteite, om die geleenthede wat jou beroep bied, ten volle te benut. Om te alle tye te handel na jou diepste oortuiging, soos gevorm deur die woord van die Here, en te leef en te handel vanuit jou verlossing in Christus. En hoor baie mooi wat ek vir jou sê, wanneer jy moet jou oortuiging vreesloos te stel, net jy kan dit doen. Ek kan met jou praat, ek kan elke aand, jy weet, my stembande rou praat, ek kan jou hoe bemoedig, maar hierdie vraag van jou om oor te gaan tot manifestasie. Manifestasie deur dit toe te pas in die nou. Nie uit te stel nie, want ons is ongelooflik baie naïef en baie keer deur om vinnig op te tree, brand ons vingers en werk dinge nie altyd uit soos wat ons dit wil hê nie. En nou moet ek vanaand myself onderrangskik onder God se plan en doel. En die oomblik wanneer ek daar kom, dan vind ek vrede, ek vind rus, ek vind genade, ek vind dat om tyd by God se voete te spandeer ook nodig is, om sy stem te hoor, om nie te haastig te wil wees nie, om in pas te wees, om nie nou in die nou oomblik dit te mis nie. Nou, om die nood van 'n lydende of die eensaamheid van eensaam raak te sien en met 'n begrypende glimlag op jou hand op sy skouer te sit, begryp jy iets van iemand se swaar kry. En dan het jy empatie en jy het simpatie. En dan reik ons uit. Dan het ons genade vir mekaar. Bewys ons dit. Dis nie net die groot dinge in die lewe wat saak maak. Dit is soms juis hierdie klein dingetjies wat jy vanuit jou liefde vir die Here aan ander mense doen, aan jou naaste doen, wat jou lewe op jou eie unieke manier van mens wees sinvol en betekenisvol maak. Nou, hierdie is 'n opsomming oor die sin van my lewe.
die sin van my identiteit, die sin van die nou oomblik, waarna toe ek op pad, weet ek hoekom ek hier is, waarvoor ek hier is, wie sy lewe so leef, wat ek oor gepraat het vanaand, kan saam met Paulus sê in 2 Timoteus 4, vers 7 en 8, hy sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig einduit volgehou. Nou wag, hoor hoe sluit hy af, hy sê, nou wag die oorwinningskroon vir my, die lewe by God. Ek het die wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, en mag ek en jy in dit beweeg, sy plan en sy doel vir ons lewens. Mag hierdie vir jou vanaand sinvol wees, dat jy in dit hierdie goeie stryd sal stry, te volhard, jou geloof te bou, te ontdek dat, of om by daai plek te kan kom om okay te wees met wie jy is, met my wedloop, hardloop of draf ek of stap ek hierdie pad. Dis my pad, dis my wedloop, en God het met hierdie wedloop 'n plan en 'n doel. En vanaand volhard. So mooi om af te sluit met hierdie gedeelte in 2 Timoteus 4. Hy sê dit, en toe ek het vanoggend vroeg weer lees toe, is dit vir my so mooi. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig einduit volgehou. Here, baie dankie vanaand vir hierdie besonderse oomblik wat elkeen van ons in U kon beleef en ervaar en stilstaan by U woord en vanaand by die boodskap. Is my gebed dat U vir haar en hom sal omvou, hy en sy vanaand sal ontdek, en dit sal stap in oorgawe oor te gee. Daar is niemand soos U nie. Dankie vir hierdie stryd, dankie vir hierdie wedloop, dankie vir die nou oomblik, dankie vir 'n oomblik soos hierdie, om op hierdie oomblik nog in genade te kan hoor en te ontdek U plan en U doel. U tyd is die beste. Here, dankie dat ek kan kom, dankie dat ons kan kom, om te kom sê, kom vorm my, maak my, net soos U wil, Here. Doen slegs U wil, nie my wil nie. En baie keer, Here, is ons geneig om te murmureer, want die vormingsproses, Here, is nie vir ons aangenaam baie keer. Maar vanaand gee ek oor. Vanaand meld ek aan. Vanaand erken ek het U meer as ooit in my lewe nodig. Dankie vir hierdie wedloop. Dankie vir hierdie stryd wat my stryd is. U plan en U doel is die beste. In Jesus se naam. Ek bid vir jou vir sy krag en sterkte en seën, insig en wysheid en vrede en vreugde, 'n hoopvolle toekoms. Dat ek hierin aanhou sal vashou. Dankie vir U plan.
Dankie dat die oog op my is. Dankie, Here, dat U ons eerste lief gehad het. Al die lof en die eer kom U toe. In Jesus se naam. Amen. Dit was lekker om vanaand saam mee te kuier en onthou môre aand, dis donderdag, oudergewoonte, op donderdag aande tussen 8 en 9 bid ons vir mekaar. So môre aand, as jy gebedsversoeke het, stuur dit vir my. Plaas dit op ons groepies en stuur dit vir my aan. Het nie nodig om, baie keer wil mens nie regtig jou naam noem nie. Ek het nog nooit iemand onder 'n bus ingegooi deur om daar op die Markplein een of ander persoon se, jy weet, se behoeftes, jy weet, uit te basy nie. En môre verjaar tannie Sansie, sy 70 en volgende Woensdag verjaar my ma, dan sy 70. Ons gaan omtrent makietie. Maar lekker om vanaand saam met jou te gekuier het en as jy volgende naweek in Cullinan is, volgende Sondagoggend in Cullinan buite Pretoria, is ek saam met Bybelgenootskap daar met 5 kilometer, jy weet sommer net so stap vir Bybels en wedloop vir Bybels en dan bedien ek ook die woord in Cullinan, net die buitekant Pretoria en sommer nie ver hier van my af in Pretoria Oos nie. Maar lekker gewees om vanaand saam mee te kuier, goedheid en guns en baie seën vir jou in Jesus se naam. Soete nagtenis. God bless.